Goeienaand. Dankie Charlie, is lekker. Vriende, ons gaan so weer soos gisteraand en die ander aande so 3 liedjies sing. Die eerste ene gaan ons daai mooi psalm sing wat Abraham Hannekom getoon het. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons gaan sommer direk daarna oorgaan deur daai jeugsangminnelik te sing, weet 2 verse, Gertrud, nee, ek was eensaam en verlaat, en dan gaan ons Vlam 87 sing, maak my nou stil Heer, maar ons sing hom in Afrikaans en dan in Engels en weer Afrikaans. Alright.
Here, wat 'n wonderlike voorreg wat ons het om sommer net hier in die middel van die week rustig te kan word hier saam met medegelowiges in U teenwoordigheid. Dankie Here dat U ons God is. Dat U goed is vir ons, dat U ons ook uitnooi. Vir ons sê, kom kyk. En dan nou ook wat vanaand daarop volg is, soms moet jy ook net 'n bietjie wag. Mag ons U stem hoor uit die woord en uit vanaand se oordeenking uit in ons gebede en ons saamwees. Aan U alle eer. Amen. Ek gaan weer net gou sê op die agtergrond. Janne, wat is die kleintjie? Is die gou jou meisiekind? Janie, Marie. Maar gou vir Tannie. Baie dankie. Ons gebruik in hierdie week van gebed 5 sleutelwoorde om ons gebede mee te lei. Die eerste 2 was kom en kyk. Dit kom ook baie naby mekaar, hè? Kom kyk, wag. Môre aand gaan ons 'n bietjie kyk na verlang en donderdag aand gaan ons by bly wees. Dit is 'n eenvoudige gebedsreis. Dit is nie die gebedsreis nie, dit is 'n reis met sommige stasies, daar is ook ander, maar dit is nou waarby ons hierdie week gelei is om by stil te staan. En die belangrikste van dit is, vriende, dat ons sal besef, ons het nodig om ook soms stil te raak. Om 'n bietjie die pas te markeer. Om stadiger te raak. Om 'n leefstyl te probeer handhaaf wat ons gedagtes rig op God. Dat ons sal ophou jaag en regtig by God sal kom aankom. Want God nooi ons. Dis nie ons wat begin en sê, het ons die eerste aand gehoor, dis nou tyd om te bid hier. Ons reageer op 'n uitnodiging. So kom beteken God nooi jou en dan daag jy op en jy stel jou hart reg om te bid. Gisteraand het ons dan ook 'n bietjie verder gegaan en kyk na die woordjie kyk. En dit beteken dat ons oë sal oopmaak en regtig sal oplet na die omstandighede waarin ons is. Dat wanneer ek bid, ek sal raak sien en eerlik sal sien wat in my eie lewe aan die gang is, maar ook in die wêreld rondom my. Wat in ons land gebeur, wat in die samelewing gebeur. En dan emosioneel daarop te reageer. En daai emosies vir die Here te gee. Om te kom kyk beteken dat ek ook sal luister na God se stem deur in sy woord te lees. Want om te kyk en te luister help my om te verstaan wat God in hierdie tyd besig is om vir my en vir sy kerk te sê. En wanneer ons hierdie uitnodiging aanvaar en dan by God se voete kom sit, dan is daar nou 'n ander ding wat die Here vanaand vir ons wil sê. 'n Volgende, en dit is, as jy opgedaag het, wag net 'n bietjie. Nou nie soos in die army wat vir ons gehurry up and wait het nie. Dis 'n mooier wag hierdie. Dis 'n sagter wag. Nou kan ek dadelik sê ek verstaan dat wag nie vir baie van ons maklik kom nie. Ons leef in 'n wêreld van kits antwoorde, kits kos, kits internet, al hoe vinniger. As iets lank vat, dan raak ons ongeduldig. Dis hoekom ons dit nie kan hanteer om toue te staan nie. En selfs ons gebede klink ook al partykeer so, Here gou-gou. Hier is my versoek, antwoord asseblief gou-gou. Of vinnig.
Maar 'n gebed nooi God ons om soms nog te vra, nog te praat en net te wag. Kan julle daai TikTok of WhatsApp videoetjie onthou van die dogtertjie wat so gebid het, Jesus, maak vir my rustig, rustig. En dis wat die Here vir ons sê, raak net rustig, rustig. Want wag beteken in die eerste plek om 'n tree terug te gee. Nou, ons gaan nie vanaand na, ek het nou amper op my woord teruggegaan. In die eerste aand het ek gesê dis die langste gedeelte, maar vanaand hanteer ons Johannes 14, 15 en 16. So, ons gaan nou nie lees daai, maar ons gaan sulke breë trekke gee. In Johannes 14 vers 13 sê Jesus, wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen. So raak nou net rustig. As jy dit in my naam vra, onthou God, in gebed met God beteken nie dat God 'n geestelike outomaat is nie. Hy is nie ek vra en hy gee, jy weet, soos in die ou dae se outobanke nie. Om in Jesus naam te bid beteken om eers stil te raak en te erken, Here, U is beheer, U is in beheer, nie ek nie. So wanneer ons wag, wanneer ons op hierdie punt bid, dan sê ons, Here, ek hoef nie alles nou dadelik reg te maak nie, maar ek vertrou U. En mag ek dan nou eerlik ook vir jou sê, wag is nie om niks te doen nie. Wag is 'n geloofshandeling wat nodig is. Ek weet ons manne is so gemaak, as my dogter of my vrou vir my sê, ek het 'n probleem hiermee, hulle wil dit net vir my vertel, maar in my kop gebeur dit, wat kan ek doen om dit reg te maak? En dit is 'n ingesteldheid waaraan ons tog moet leer skaaf, vriende. Hoeveel keer wat mense al bid, en dan sê ek, maar miskien moet 'n ou net wag op die Here. Sê ek, maar ek kan nie net niks doen nie. En partykeer in verhoudinge, waar verhoudinge 'n bietjie skeefloop, waar dinge nie altyd regloop nie, sê die Here, is dit juis belangrik, gee 'n tree terug en wag 'n bietjie. Om te wag op die Here is nie om niks te doen nie. Dis om te wys dat jy God vertrou, selfs wanneer jy nog nie antwoorde het nie. Kan ek dit weer sê? Om te wag op die Here is nie luigheid, wat ek niks doen nie. Dis 'n geloofshandeling, 'n manier van wys dat ek God vertrou, selfs wanneer ek nie antwoorde het nie. Want sien, as ek wag, dan bring dit my by die tweede punt van vanaand. Dit help my fokus op wie ek moet wees. Johannes 15 is daai mooi gedeelte van Christus wat sê, ek is die wingerdstok, julle is die lote. En baie belangrik sê, julle moet in my bly en ek in julle. Ek moet my rol verstaan. 'n Loot kan nie vrug dra sonder die stok nie. Sonder die sap wat die stok en die Gees deur my stuur, kan ek niks doen nie, gaan ek verdor en verdroog en brandstof word. So hier leer Jesus ons iets verskriklik belangrik. Dit gaan nie eerstens oor wat ek doen nie, maar oor wie ek is. Ek kan nie iemand anders oortuig dat hy of sy moet glo nie. Dit is God se werk. Ek kan hoogstens getuig hoekom ek glo, byvoorbeeld. Dis God se werk om daai, en sy Gees se werk om iemand tot oortuiging te bring. So dit gaan nie altyd oor wat ek moet doen nie, maar oor wie ek is. En om dan op die Here te wag, ernstig in gebed, en vir hom te pleit.
Augustinus se ma het by die 30 jaar gebid vir hom om tot bekering te kom. Ek en jy kan ook nie geestelik groei as ons nie naby Jesus bly nie. En daarom moet ons soms 'n bietjie wag. Wouter sê dit altyd so mooi met die kinders. As ons moes nou praat oor hierdie jy met my bly en ek en jou, dat ek moet voel hoe God se gees in my werk. Dis so SpongeBob. Ek is binne in hom, maar hy is ook binne in my. En ek moet dit inoefen. En hoe meer ek oefen dat ek moet wag, hoe meer gebeur daar iets in my binneste. Want ek gee God kans om my te vorm, om my hart sag te maak, om my te verander. Wag, help, daai geloofshouding help my onthou, my identiteit is nie my prestasies nie, maar my identiteit is Jesus Christus. Daarom, luister weer, wag 'n bietjie. Dis soos as iemand saam met jou video kyk en 'n stukkie nie lekker hoor nie, hulle die hele tyd rewind totdat hulle verstaan wat daar gaan. Ek weet dit is 'n bietjie, maar dit is soms wat die Here vir ons sê, luister net. Want wag sê, jy moet rustig raak, jy moet stil genoeg wees om die Gees te hoor. En dis waaroor Johannes 16 gaan. Daar sê Jesus vir sy disippels dat die Heilige Gees hulle sal lei in die waarheid. 'n hele gedeelte oor hoe sy Heilige Gees gaan werk. Maar ek en jy weet ook mos sy Heilige Gees werk nie in 'n lawaai en met 'n lawaai en 'n gejaag nie. Meer dikwels praat die Heilige Gees saggies. Soos ek en jy die gedurig aanlyn besig is om musiek te luister, of net aan die volgende ding te dink, hoor ons hom maklik mis. Maar dis wanneer ek wag, dat ek stiller word aan die binnekant. So wag beteken, 'n ander woord vir daai wag is om 'n bietjie te mediteer. Om my in te stel op die grootheid en van God en wie se teenwoordigheid ek is. Sodat ek meer sensitief vir sy stem kan raak. Hoe sê die kinders, in tune kan kom met hom. Want dan gaan ek in die derde plek kan begin onderskei wat regtig belangrik is. Vriende, my skoonouers het vir lank in Jeffreys Bay gebly en ek weet nie wie van julle Jeffreys Bay se strand ken nie, maar as 'n ou daar na PE se kant toe stap, dan het jy 'n verskriklike lang skoon strand waarop jy kan stap. Met min mense, hoe verder jy stap, hoe minder mense is daar, net so hier en daar kry jy 'n visser wat ook maar in die weg kruip is. En dan sal ek vir 'n uur of 2 of 3 selfs partytjie gaan stap en dan as ek terugkom, dan sal my vrou vir my vra, nou waaraan het jy nou alsloop dink? En dan sal ek maar redelik dikwels vir haar sê, nee, maar soos enige man, niks. Het nie veel in my kop aangegaan nie, mens moet net half weer stadig genoeg stap dat jy weer jouself kan kry. Maar een van my stukkies verlange na Jeffreys Bay is die feit dat ek altyd na daai lang stiltes op 'n stadium in die terugstap begin planne kry het. En ek het nou die dag het ek in my stiltigheid het ek 'n bietjie gaan sit en dink, daai planne wat daar gebeur het, is meestal die planne wat veranderend in my lewe baie positief gewerk het. Want dis hoe God werk. As jy wag en as jy luister op hom en nie net wil inklimp en so pootjies en dinge wil doen nie. Dis God se Gees wat ons oortuig en lei en troos. Want hy is binne in my, soos wat sy woord in my is. En met al die Bybelstudies en preke en bidure en oordenkings wat daar is, het 'n ou soms tyd nodig dat God se Gees deur daai
Jou brein moet maal om jou by die regte punt te kom wat jy wil wees. Ek moet maar net gewillig wees om dit te doen. So dis belangrik dat ek en jy sal weet, God se gees is nie 'n gees wat dwing nie. Want in dwang is daar nie liefde nie. Hy nooi en hy wag. Wag tot ek sy uitnodiging aanvaar. So om die vierde plek is wag 'n oefening in vertroue. Om te wag vra intentionaliteit, met ander woorde, dat ek sal kies om doelbewus nie vinnige antwoorde te soek nie. Ou Martin Luther was altyd 'n voorbeeld daarin. As hy so besig geraak het en dinge gedruk het, dan het hy nog 'n uur vroeër opgestaan in die oggend om stil te raak. So om doelbewus te kies om nie vinnige antwoorde te soek nie. Wag, dis 'n oefening in vertroue, want dit vra ook stilte. Dat ek sal afskakel al die ander stemme en dinge en wat mense gadgets en sal fokus. Maar wag vra ook vertroue. Jy rus in die wete dat Jesus op pad is. Maar vir mense wat swaar kry en onseker is oor die toekoms of vrae het oor geloof, weet ek, as ek hier praat, is wag nie maklik nie. Maar as ons terugkyk op ons lewe, dan kan ons mekaar tog herinner dat dit juis in hierdie tye is dat ons geloof die diepste gegroei het. Want wag leer ons om vas te hou, selfs wanneer alles nie sin maak nie. En daarom nooi God ons hierdie week weer om nie net te kom en te kom kyk nie, maar ook om te wag. Wag beteken, ek hoef nie alles nou te verstaan nie. Kan julle 2 Korintiërs 12 vers 9 onthou, as Paulus praat, dan sê hy 3 maal het ek die Here gevra om te antwoord. Maar sy antwoord aan my was, my genade is vir jou genoeg. So al het ek nie, al verstaan ek dit nie nou nie, gaan ek daaraan vashou aan hom en sy genade. In die tweede plek moet besef, wag vir my, moet ek onthou, ek hoef nie alles self te beheer nie. Want kan jy die saligspreking onthou? Salig is die wat weet hoe afhanklik hulle is. Nie in beheer en in charge nie, maar afhanklik. En in die derde plek, het vra vir my dat ek vertrou dat God werk, selfs wanneer ek stil is. Psalm 127 vers 2 was een van my ma se geliefde verse. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap om met moeite 'n bestaan te maak. Vir die wat hy liefhet, gee die Here dit in hulle slaap. Here, ons weet hoe moeilik dit of ons weet dat U weet hoe moeilik dit vir ons is om te wag. Maar help ons om geduldig te wees en nie kortpaaie te soek nie, asseblief. Maak my stil genoeg elke dag gereeld om U stem te hoor en leer my om op U te vertrou, Here. Selfs wanneer die antwoorde nog moet kom. Amen. Vriende, ons gebedsthemas vir vanaand, wil ek hier vir julle voorhou, en ek het gehoop, en ek sê weer, asseblief julle, dit is nou nie gedwonge nie, dat ons so 2-2 miskien na mekaar toe draai en sal saam bid. Ek moet ook nou nie probeer om al twee deur die hele lys te bid nie. Ek deel maar so 'n bietjie op. Maar die goed wat na vore gekom het is die brande, ons vra weer dat ons bid aan die brande vir die brandweermanne, die slagoffers in die natuur. In die tweede plek dink ons ook aan siekes en die gesondheidspersoneel. Ek weet hier van julle, soos wat ons ook in die kerk sit,
is op die voorhand of jy weet binnekort prosedures en goed wat wag waaroor 'n ou ook mos maar 'n bietjie bekommerd en benoud is. So kom ons bid vir mense wat se gesondheid uitdagings het en vir die personeel, die dokters en die personeel wat hulle hanteer. Ons bid vir ons kinders wat belydenis moet aflê. Dis nou sulke tyd weer en hulle moet keuses maak. As 'n paar wat onseker is, dat die Here met hulle sal werk. Nog een is die gemeente se leiers, dat ons vir ons kerkraad sal bid, dat ons kerkraad die Here se stem sal bly hoor en sal bly volg. En dan as ons aan hulle dink, ook aan ons bedieninge, ons uitreik en ons werksaamhede deur die jaar, dat die Here dit sal seën. Ons dink aan ons spesiale dankoffer, dat die Here mense sal oortuig dat ons by ons mikpunte sal kom. Dan bid ons ook vir mense wat swaar kry oor hulle geloof in Jesus Christus. En dit is nie noodwendig net die mense in moslemlande en in kommunistiese lande nie, dit is ook mense in ons eie land, wat al hoe meer gespot word, omdat hulle Sondag kerk toe gaan en nie sekere dinge doen nie, wat swaar kry oor hulle geloof. En dan kan ons ook sommer bid vir die Christene wat in sommige lande vervolg word. Maar dan daarmee saam bid ook dat die Here mense se harte ontvanklik sal maak vir die evangelie van verlossing. Dan bid ons vir mense wat materieel swaar kry. Ons bid vir mense hierdie mense wat swaar kry help. Ons dink aan die diensorganisasies, die maatskaplike werkers, almal wat hulp verleen met sopkombuise en shelters en waar mense ook al versorg word, dat die Here vir hulle en hulle familie sal seën. Dan bid ons vir elke gelowige, dat elke gelowige die gawe wat hy of sy geseën mee is, sal gebruik tot die uitbreiding van die koninkryk van God. Ons het dit so baie nodig, nie net in musiek dinge nie, maar ook in die kerk all over. Dan moet ons bid dat die Here ons gemeente en alle gemeentes sal bewaar teen hierdie vreemde en partykeer baie goedkoop leringe. Mense sien dit veral deesdae op media so maklik, so vinnig, om sommer net oordeel uit te spreek oor vinnige dinge, goedkoop en bekleierig is oor goed soos Kersfees en wat is reg en wat is nie reg nie, en wat se doop en wat ook al en ander ouens veroordeel, dat ons nie sulke goedkoop goed sal hanteer nie, dat ons by die Here in sy liefde sal uitkom, en dat ons nie oor goeds van genade soos die doop sal stry en beklei nie. Dat bid ons dat die Here vir ons die onderskeidingsvermoë sal gee, om te onderskei wat reg en wat verkeerd is. Dan bid ons vir skole, die kinders en onderwysers, en ook dat ons jong mense, geïnspireerde kinders en jong mense sal bly. Ons dink aan ons veiligheidsdienste en ons landse leiers. Nou, dis nou eers wat ek het vir vanaand, julle moet maar weer laat bykom wat ons môre aand van bysit as daar kom. So, ons gee kans dat ons so 'n bietjie 2-2 na mekaar toe draai, en dan is julle welkom om saam te bid, so saam met mekaar, en as dit stil word, sal ek vir ons amen sê.
Liewe Here, baie dankie dat U ons gebede hoor. Nie net nou nie, maar wanneer ons in die dag uitroep, wanneer ons in die nag uitroep, want U is 'n God wat nie sluimer of slaap nie. Ons is vir U baie lief. Mag wat ons sê en doen dit meer en meer wys. Amen. Ons slotlied is, of laaste lied is Vonklied 120, soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. Ons gaan staan en dit al 3 die verse daarvan sing, en ons bly ook staan vir die seën daarna. Vriende, vanaand vir die seën wil ek vir jou vra, ek gaan dit nie vir jou uitspreek nie, ons gaan dit vir mekaar sing, maar wil jy nie dalk net jou hand sommer so op die maat, of die vriend of vriendin langs jou se skouer sit, as ons hierdie lied vir mekaar sing nie, die Here seën jou, en hy beskerm jou, of mekaar se hande vat gaan ook werk.